Geliefdes van ons Here Jesus, van de week het 'n pragtige lied geskryf die Via Dolorosa. En dit beskryf die pad van ons Here Jesus, van die plek waar hy gefonnis is, gemartel is, en die pad wat hy geloop het tot die kruis, die koppie buitekant Jerusalem met die naam Golgotha, wat beteken kopbeen, en dit sê nog op baie nie. En hoe hy bereid was om die pad te loop. Nou, weet ons, daar word in sekere kerklike tradisie 7 of 12 stasies beskryf, en dit is die plekke langs die pad, wat hy identifiseer, wat ons weet, deur Jesus met hierdie dwarsbalk van die kruis op geloop het, totdat hy uiteindelik by die koppie gekom het, waar die doodsvonnis voltrek is, en meer as dit, ons vandag hoor. En een van die plekke langs die pad is dit wat ons vandag lees. En hier is 3 dinge wat ons gaan raak lees. Nommer 1, gaan ons hoor van 'n man met die naam van Simon van Cyrene. Dit is iemand wat die Here Jesus ontmoet. En dit het 'n impak, nie net op sy lewe nie, maar op die hele kerk gehad, daai ontmoeting. Nommer 2, sien ons hoe die Here Jesus langs die pad met vrouens praat. En dit klink vir mens vreemd, dit wat die Here Jesus sê. Ons gaan kyk wat is die betekenis daarvan. En dan uiteindelik staan ons stil by sy laaste uitspraak in vers 31, waar die Here Jesus iets vreemd sê. En hoe is dit van vandag betrekking op ons lewens? En die tema van ons prediking is vandag waarskuwingsteken langs die lydenspad. En jy gaan hoor hoekom dit die tema van ons prediking is, uit hierdie 3 insidente wat beskryf word, of uitsprake van die Here wat beskryf word, of gebeurtenisse wat plaas. Waarskuwingsteken langs die pad. Nou, ons saam gelees het, gaan ons saam bid, ons lees Lukas 23 vers 26 en verder. En toe hom weglei, neem hulle 'n sekere Simon van Cyrene, wat van die veld afgekom het, en sit die kruis op hom, om dit agter Jesus aan te dra. En 'n groot menigte van die volk het hom gevolg, en vroue wat rou bedryf, en hom beklaag het. Maar Jesus het hom omgedraai en vir hulle gesê, dogters van Jerusalem, nie oor my ween nie, maar weer oor julle self en oor julle kinders. Want daar kom dae waarin hulle sal sê, gelukkig is die onvrugbares en die moederskote wat nie gebaar het en die borste wat nie gesoog het. Dan sal hulle vir die berge begin sê, val op ons, en vir die heuwels, bedek ons. Want as hulle dit doen aan die groen hout, wat sal met die droë gebeur? Net tot sover ons skriflesing, mag die Here verheerlik word deur die verkondiging van sy woord, om ons bid saam. Vader in die hemel, aan die lof en eer en dank op hierdie laaste Sondag voor Paasnaweek. Here Jesus, waar ons saam met U die baantjie probeer loop en iets probeer verstaan en begryp van wat gebeur wanneer U self as paaslam, as volmaakte paaslam, laat slag, laat kruisig. As U U lewe oorgee om geneem te word, sodat ons die verlossing kan smaak, wanneer U self die volle prys aan die kruis betaal, sodat ons skuld vereffen is en ons hoop in ons harte kan hê vandag. Here, gee vir ons insig, dit wat U sê, dit wat hier gebeur, sodat ons dit ook verder kan verkondig en in ons lewens kan saamdra en leef. Dank Here dat U 'n genadige God is, 'n God van hoop, dat met elkeen van ons op pad loop. Here Jesus, vandag dink ons in die besonder aan ons kinders en ons vra dat U ook hulle seën in die verbondsonderrig hier by die kerk, maar ook Here wanneer hulle by die skool is, tussen maats is, en by die huis is,
en dat jy hulle onderneem en bewaar van die verkeerde, Here, met groot genade soos wat jy doen, die oor hulle ontferm en hulle seën. So bid ons ook vir ons jong mense, ons jong getroudes, ons enkellopendes, ons jong werkendes, en ons vra, Here, dat jy in liefde oor hulle ontferm en die uitdagings en versoekings waarmee hulle te doen kry en probleme waarmee hulle worstel, Here, dat jy vir hulle daar ook insig gee in die woord en getrou maak om hulle liefde vir u in te leef. Dink aan elke verbondsgesin, Here, waar ons ook as verbondsgesin aan u vasgebind is deur u verbond met ons. En Here Jesus, ons dank u dat ons ook as gesinne altyd 'n hulp, 'n rots het, 'n bergvesting waarin ons kan skuil. As ons vlug, Here, dan kan ons na u vlug. As ons probleme het en uitdagings het, kan ons in afhanklikheid van u dit vra. Die hulp wat ons nodig het in u gee. Ons dink in die besonder aan ons senior lidmate, ons bejaardes, ons vra dat u ontferm oor hulle, wat so brandende begeerte het om in die kerk saam u te aanbid en wees 'n gesondheid dit eenvoudig nie toelaat. Dankie vir ons senior lidmate, Here, ons vra dat jy hulle onderneem, dat jy hulle seën, dat jy hulle in die hand hou. Dankie vir die woord, Here, wat lewendig en kragtig is en deurdring tot in ons siele, en wil jy vandag ook hierdie woord in ons harte skryf. Here Jesus, wees ons genade. In die naam bid ons dit, amen. Geliefdes in ons Here Jesus, hoe hanteer u vermaning? Mense na u kant toe kom en vir u sê, my broer, my suster, jy dwaal ons nou af van die woord van die Here. 'n normale reaksie vir my, sonder mense, is baie keer baie negatief. Ek hou nie daarvan nie, dis nie vir my lekker nie. Ek word kwaad. Ek onthou as jong man, was ek in 'n motorongeluk gewees, 'n klein motorongeluk. Ek het die ongeluk gemaak en my liefdevolle moeder het na my gekom en my gesê, "Oudjie, waar skiet jy jou nie dan deur hierdie ongeluk nie?" En ek was onmiddellik vies. Hoe kan my ma nou so iets sê? Dis mos nou nooit die ou wat bestuur se skuld nie. Dis altyd daai ou wat nou nie gekyk het of gedink het nie, baie boom wat nou voor jou ingespring het. Dis die ander ou se skuld. Dis mos nie jou skuld. En ek moes agterna besef, daar is dit 'n waarskuwing van die Here. Dalk moet ek ag gee op wat die Here sê. Dalk moet ek versigtiger leef. Minder roekeloos leef. Met meer wysheid optree. Hierdie waarskuwing ter harte neem. En dit is nogal iets om oor te dink in jou lewe, nie? Wat met jou gebeur? Is dalk 'n waarskuwing. As jy pyn ervaar of 'n oomblik het van benoudheid waar jy gedink het, "Joe, hierdie was amper gewees." Dalk waarsku die Here jou. En dis wat hier langs die pad gebeur. En dis nooit lekker nie. Maar dis nodig. As jy sien hier is 'n ou voluit op pad na 'n afgrond, en jy duik op die plat nie, dan is hy daar af. Op daai oomblik dink jy nou, maar wat vang jy aan? Hoe durf jy nou my duik hierso? Maar as hy besef wat kon gebeur het, sal hy vir jou dankie sê. En dis baie keer wat gebeur, dis wat hier gebeur langs die pad, waar Jesus op pad is na Golgotha, waar hy die dwarsbalk van die kruis self moet dra. 'n Waarskuwing. Wat tot ons vandag moet hoor en in ag neem. Kom ons kyk na wat hier gebeur het. Die eerste aspek van hierdie waarskuwing is hier wat gebeur, want hier probeer die Romeine die Jode waarsku deur hierdie hardhandige optrede. Want die eerste is 'n man wat ons nêrens in die Bybel teekom behalwe hier nie. En wat heel waarskynlik gebeur het, Simon kom van Sirene af, daar was 'n groot Joodse gemeenskap daar in Egipte en
Hy het al die pad gekom vir die Paasnaweek om die Pasga te vier in Jerusalem en hy stap ewe onskuldig hierso om te kyk wat se konsternasie is hier nou in die gang met die trop mense en hier stap hy met 'n kruisbalk en die volgende is dit 'n Romeinse soldate wat hom gryp met 'n swaard in die sy en sê, draai jy hierdie stuk dwarsbalk. Dan het hom mors dood geskrik. Maar ons moet besef wat hier gebeur. In die Bybelse tyd was 'n kruisiging van 'n misdadiger nie vir hulle sommer maar net hier is 'n enkeling wat gestraf moet word omdat hy die Romeinse wet oortree. Vir hulle was dit 'n geleentheid om mense te waarsku. Waar die Romeine vir hulle bewys, as jy ons wette oortree, dis wat met jou gebeur. Jy gaan hierdie lot in die oë staar. Jy gaan so gemartel word en jy gaan gekruisig word. As jy buite ons wil beweeg, so. Hulle het die reg vir hulle self toegeëien en dit was binne hulle wette dat hulle sommer enige kon langs die pad gryp en kon dwing om so iets te doen. Dit was nie net 'n vernedering vir die persoon wat gestraf word nie, die hele volk moes hierdie vernedering naby hulle ervaar. Kom na my kant toe, dis ons volk wat onder die gesag van die Romeine moet staan. Maar dan gebeur iets baie interessant. Elkeen van die evangelievertellings noem van Simon van Sirene, maar Markus doen iets anders. Markus sê vir ons, hierdie Simon van Sirene is die dwarsbalk van Jesus se kruisdraer. Hy is die pappa van Alexander en Rufus. En dis al wat ons weet van hom, maar hier sê vir ons iets, hier het iets gebeur. Daardie pad het die Here in die hart van Simon gewerk. Dit het heel waarskynlik nie daar gebly dat hy sien, wel hier word die balk nou van my skouers afgehaal nie. Hy het gesien hoe die volgende daar die spykers deur die hande van hierdie man gekap word. Hoe Jesus opgehuis word, hoe hy bespot word, hoe sy klere daar agter die kruis verdeel word tussen die soldate, hoe die mense om die kruis huil, en die woorde oor Jesus se lippe kom, Vader, vergewe. En ek dink dit het 'n verandering in Simon se lewe gebring, soveel so dat sy seentjies by Alexander en Rufus net soos hy gelowig geword het. En wanneer Markus hulle noem, dan is die implikasie daarvan, almal het vir Rufus en vir Alexander geken. Dit was nie vir hulle vreemde mense nie, dit was kerkmense wat 'n prominente rol gespeel het, soveel so dat wanneer hulle die evangelie skryf en hulle praat van Rufus en Alexander, dan weet almal wie dit is. So nie net het Simon daar tot bekering gekom het, dit het 'n impak gehad op sy kinders en sy hele nageslag en ons vandag te weet. Die Here werk met ons. Terwyl ons 'n kruis dra. Niks gebeur vir nie. Hy swaar kry wat jy op jou skouer betel. Jy dink, dis allemaal nog nie lekker. Dit is sommer regverdig. Hoe kan iemand my dwing om nou iets te doen wat ek nie wil doen nie? Ek het nie gevra vir hierdie siekte nie, ek het nie gevra vir hierdie onreg nie, ek het nie gevra vir hierdie slegte goed in my lewe nie. En dan sê die Here, vat maar. En ek is besig om dit te werk. As hierdie man wat kan sê, Vader vergewe, en wat ook jou kan vergewe. Wat aan die kruis vir sy moeder sorg en sê, vrou, daar is jou seun. Dat Johannes waar daar staan, sien daar is die moeder dat sy ma versorg is. Wat aan die kruis kon sê, dit is volbring. Dit het 'n baie verder impak as net 'n tragiese storieetjie van 'n man wat doodgemaak word en tereggestel word. Die Here werk met jou en my, met daai pakkie wat jy moet dra. Wat onthou, dit bring jou nader aan Jesus. Daarvoor was nie Simon nooit geweet van Jesus Christus en dat hy ook aan die kruis vir sy sonde gesterf het, sodat hy vergewe kon. En nou kom
kom ons by die tweede aspek. Ons het gehoor, hierdie is die Romeine se waarskuwing, maar nou kom ons by Jesus se waarskuwing vir die vrouens. En op die oog af klink dit vir ons, dit is dan nie mooi nie. Hier is nou 'n klomp vrouens langs die pad wat huil oor Jesus. Hulle is hartseer. Hulle sien hoe stikkend geslaan hy is. Hy is by die dood omgedraai. Baie mense het gesterf onder die geesteling. Jesus het dit oorleef, maar nou stap hy kan nie eers die kruis en dwarsbalk dra nie. Hulle moet vir 'n ander man sy kruis dwarsbalk gee om te dra. En hulle huil daar. Oor hulle as Joodse volk. En hierdie man wat onskuldig gekruisig word, en almal besef hy is onskuldig, hy verdien nie dit nie. Die ander man het hulle geweet, hulle is kriminele. Hulle betaal vir hulle kriminele oortredings van Jesus. En dan stop die Here Jesus hulle net daar en sê, wag 'n bietjie. Stop. Hou pyl. Nie vir my huil nie, huil vir julleself en vir julle kinders. En dan dink jy mens, Jesus, dis mos nou 'n bietjie onbeskik, mens. Hulle het goeie bedoelings. En nou sê hulle nie huil nie. Wat beteken dit? As Jesus die volmaakte dit sê. En hy sê vir hulle, hy spreek 'n saligspreking uit. En gewoonlik as jy 'n saligspreking uitspreek soos wat gebeur in Matteus 5, dan salig is die wat treur, want hulle sal vertroos word, of salig is die armes van gees, of die wat rein van hart is. En nou sê hy, salig is die onvrugbaar is. Die wat nooit kinders nie. Die borste wat nooit gesoog het. En dan kom daar, want julle sal sê, mag die berge eerder op ons val, die heuwels ons verpletter, dat ons nie hierdie swaardheid deurgaan. Hoekom sê Jesus dit? Want vir hulle is dit geen saligspreking. En daardie tyd, as jy die kinders gehad het nie, was dit 'n absolute skande. Dit was niks wonderlik nie. Dit was nie salig nie. Dit was sleg. Hoekom sê die Here Jesus dit? Hy is op pad na die kruis, na Golgotha, en nou waarsku hy hierdie vrouens. Hier is 'n paar belangrike dinge wat ons nou moet saamvat en wat ons moet besef. Want Jesus hierdie uitspraak maak, dan sê hy vir hulle, julle trane is misplaaste trane. Nou kom ons kyk, die Bybel praat daarvan, in 2 Korintiërs 7, ons gaan dit saam lees, praat die Here oor 2 tipes trane wat 'n mens kry. Daar word gepraat van trane wat binne die wil van die Here is en trane wat buite die wil van die Here is. Nou kom ons kyk in 2 Korintiërs 7, stel die Here dit deur sy apostel Paulus so, hy sê in vers 9, nou is ek bly, nie omdat julle bedroef was nie, maar omdat julle bedroef was tot bekering. Want julle was bedroef volgens die wil van God, sodat julle deur ons in niks skade gelei het nie. Want die droefheid volgens die wil van God werk 'n onberouwelike bekering tot verlossing, maar die droefheid van die wêreld werk die dood. Wat kyk jy is dit? Dat jy bedroef geword het volgens die wil van God. Wat 'n groot ywer het dit in julle gewerk. Ja, verantwoording, verontwaardiging, vrees, verlange, ywer, bestraffing. En alles julle bewys dat julle in die saak rein is. 2 tipes trane, die trane van die wêreld en die trane volgens die wil van God, wat bekering werk. Wat die Here Jesus hier sê is, hierdie trane wat julle huil, is nie trane van bekering en berou. Dis trane van simpatie en trane van bejammering, en dit het hy nie nodig nie, want wat hier gebeur is baie groter en dieper as net iemand wat bejammer moet word. Ons het aangrypende prentjies van die Here Jesus se marteling. As 'n mens kyk na films soos The Passion of the Christ en Mel Gibson, dan sien 'n mens iets van die uiterlike menslike pyn wat hy ervaar, en jy kry so dit tot in jou binneste seer net van die marteling wat Jesus deur is. En weet jy, dit is eintlik glad nie waar dit gaan nie. Gaan nie oor jammer kry. Dis wat Jesus hier vir hulle sê. Nie oor jammer kry. Wat hier gebeur is in jou wesval. Dit is baie groter en dieper as net iemand wat jammer gekry het.
Hierdie vrouens het simpatie in hulle harte gehad, en Jesus sê, dit is 'n misplaaste simpatie, dis nie waar dit gaan nie. Hy sê, as daar gehuil moet word, volgens die wil van God, dan moet daar gehuil word oor sonde. Nie huil oor Jesus se pyn aan die kruis nie, huil oor dit wat dit veroorsaak het, my en jou sonde. Dis waaroor gehuil moet word, sê Jesus. As kyk na Jesus as 'n tragiese figuur in die geskiedenis, hy sê nee, dis nie wat daar gebeur het. Dis 'n misplaaste jammer. Hierdie is die wil van God se straf op jou en my sonde. As jy wil huil oor jou sonde. Dit is 'n droefheid tot bekering, sê die Here, 2 Korintiërs 7. Die vraag is, wat maak jou hart so? Soms is daar goed wat jou aan die hart gryp, wat jou laat huil. Nie met my gebeur, toe ek na 'n preek luister. Is bevoer in jou gemoed, en dan nie vra maar, waar huil ek nou eintlik? Huil ek omdat ek myself jammer kry? Of huil ek omdat ek die eer van die lewende God aanpas? Want die Here sê, oor 'n paar jaar, 70 na Christus, het keiser Titus gekom en uit Rome en uit Jerusalem platgevee. Die tempel afgebreek. Baie van die mense wat daar was, het dit beleef. En in daai oomblik gesê, ag, as die berge maar liewer as wil val, want om te sien hoe my kinders vermoor word en swaar kry, hongersnood weens die belegging, al daai tipe dinge, kan dit nie hanteer nie. Maar wat Jesus sê, gaan baie verder as Jerusalem se val in 70 na Christus. Dit gaan oor 'n ewige verdoemenis. Die kruis is nie net vir ons 'n simbool van iets moois wat uiteindelik in ons lewens vergestalting van die dis 'n waarskuwing teen sonde. Dis wat Jesus vir hierdie vroue sê. Julle wil huil, dit is die eintlike ding waaroor gehuil moet word. Mense wat God se eer aantas en wat hierdie kruis verwerp, want as jy hierdie kruis verwerp en dit nie vir jou die simbool word van die manier waarop God jou sonde wegneem nie, dan is jy vir ewig verloor. En dit bring ons by die derde punt. As dit gehoor oor die waarskuwing van die Romeine teenoor die Jode, as dit gehoor van Jesus se waarskuwing dat hulle perspektief moet hê oor trane, en nou maak hy die uitspraak. Kom ons lees vers 31 sê hy dit. Want as hulle dit doen aan die groen hout, wat sal met die droë gebeur? Nou, wat beteken dit? Geleerdes verklaar van ons hierdie vers dat die groen hout wys op ons Here Jesus Christus. Hy wat lewe, wat sondeloos is, volmaak is en onskuldig as die paaslam aan die kruis vir ons sonde betaal. Dit is wat gebeur met iemand wat volmaak God se wil doen, wat die straf van die mensdom op sy skouer tel. En dan sê hy, hoeveel te meer as hierdie wreedheid waaroor julle bedroef is, met my gebeur as die sondelose. Verskriklik moet die ewige verdoemenis wees vir hulle, die droë hout, die wat die kruis verwerp, die goddelose, wat die ewige verdoemenis self tegemoet moet gaan en die res van die ewigheid self moet betaal vir hulle sonde. Bring na mense harte dringendheid, want almal van ons ken mense wat ver van die Here af leef. As die kruisiging vir ons kerk die hoogtepunt is van die kerklike jaar, Paasnaweek, die naweek is in die kerklike jaar waar ons Jesus se kruisiging, Goeie Vrydag en sy opstanding Paasondag vier en dit vir ons so belangrik is dat dit iets is wat ons elke jaar wil oordink, waar ons opnuut oor huil en oor dankbaar is. So hoeveel te meer met hierdie ding op jou hart druk as jy iemand om jou ken wat jy lief het wat nie die Here ken nie. Die droë hout. Die kruis het gebeur en die 3 ure het Jesus in duisternis aan die kruis die volle toorn van die Vader gedra en dit is betaal, dit is klaar en is afgehandel, dit telestai, dit is volbring. Maar
maar vir die ongelowige lê die ewige verderf voor. Dis baie erg. Dis die waarskuwing. Vir ons is die kruis hoop. Dis onverdiende genade dat ek en jy Jesus Christus glo as ons saligmaker en verlosser. Vir ons beteken dit, soos vir daar vir Simon, hierdie onverwagse stuk hartseer, onreg en uiteindelik genade was. Soos daar vir jou en my ook in ons hartseer en deur ons swaar kry, is daar uit genade dat die Here trek ons na. Hy trek ons na. Soos daar vir hierdie vrouens hierdie ontnigtering was, ons is regtig hartseer en nou gee vir ons hierdie harde woorde, van die hardste woorde wat die Here Jesus uitspreek tydens sy pad hier op aarde. En hy waarsku. Waarom huil jy? Die Here roep na eintlik gehuil word is oor die eie sonde. En dan hierdie waarskuwing, jy moet onthou, die ewigheid lê voor. Dit wat hier gebeur op aarde met jou, het ewige implikasies. Waar gaan jy die ewigheid deurbring? Jy kan nog vir eerlikheid met die Here deurbring. Van absolute tragedie en afsondering, deur die straf van die Here in ewigheid te ervaar op jou sonde. Wat elkeen van ons eintlik verdien. Hierdie waarskuwingsteken langs die pad is 'n onverwagse teken. Jy verwag eintlik, daar moet net mooi goedjies gesê word oor die Here Jesus. Maar weet jy, ons is geneig om wanneer daar 'n waarskuwing na ons pad toe kom, dadelik negatief te reageer. Daarom te sê, dis was nou nie wat ek verdien. Ek het goeie bedoelings, probeer my bes, en nou kom hier 'n waarskuwing. Wanneer die Here jou waarsku deur 'n siekte of deur iets wat met jou gebeur in jou lewe, waar jy besef, joh, dit was amper of iemand wat jou onreg aandoen. En dis dan juist wanneer jy jouself hierdie vraag moet afvra, hoekom heilig? Waar gaan my trane? Want as dit nie trane tot bekering is, dan is dit nutteloos, dan is dit wêrelds, dan is dit sonde. En mag die Here ons help, dat ons ook in ons lewens daardie perspektief mag behou. Ja, die Here bring soms ook oor ons pad wat ons nie van hou nie. Maar wanneer dit ons dink daaroor, dat die Here deur sy woord en sy gees die toepassing in jou hart maak, en die verandering wat moet gebeur in jou hart, laat plaasvind. Elkeen van ons het dit nodig. Dat jy die pad van die Here kan loop, net soos Simon van Sirene agter Jesus kan aanloop, as sy volgeling en sy disipel, na die ewige Here. Amen. Kom ons vra. Here Jesus, ons hou so van die saggies en teer versies in die Bybel van Psalm 23 en die versies wat ons gehoor streel. En wanneer ons hierdie dinge in die Bybel lees wat vir ons bietjie dwars in die krop steek, Here, dan verstaan ons nie altyd nie. Klink dit vir ons of dit nie heeltemal pas in die woord nie. Tog, Here, U die volmaaktheid weet om ons te waarsku wanneer ons dit nodig het. Dit is nie vir ons lekker, die Here, maar dit is so nodig dat ons erns moet maak vir dit wat is in ons in U staan. Geef ons, Here, dat ons baie keer so blind is vir dit wat in ons eie lewens maak dat daar 'n muur tussen ons en U is. Geef ons, Here, dat ons so selfgerig leef. Want ons dink die wêreld moet draai ons en ons behoeftes terwyl dit eintlik gaan met U verheerliking. En dankie, Here Jesus, dat U vir ons ook trane gee tot bekering, dat U ons nader trek, dat ons nie seer kry met elke dingetjie wat gebeur wat vir ons negatief is nie, maar uit daaruit leer, vorentoe kyk, opkyk, aan U vashou, en dat dit ook 'n impak hê op ons kinders en ons nageslag soos Alexander en Rufus. Dat hulle kies om U pad te loop. Wees ons genadig, Here, ons vra dat U Jesus naam. Amen.